Middag minister, dis Jaap hierso. Ja, ek wil 'n bietjie praat oor Openbaring. Ja, lyk my ek gaan nou begin met Openbaring. Ons begin by Openbaring 1, dan gaan elke hoofstuk maar so deurwerk en vir julle wys. Wat het Johannes eintlik probeer sê? Baie van wat hy gesê het ek agtergekom, verwys hy na die Ou Testament en goeders wat staan in die profete, sodat die mense vir wie hy die briewe geskryf het kan verstaan waarvan praat hy. Anders gaan hulle mos nou nie 'n idee hê wat hy probeer sê of bedoel nie. So hy het geweet, hulle ken die skrif, en hy moes in kodetaal praat, want hy was mos op Patmos in die tronk. Om die brief by hulle te kry, kan hy mos nie net reguit gaan sê of skryf, dit gaan met Nero gebeur, dan gaan Vespasian in bewind kom, en hy gaan dit en dat doen, en al haar geheime uitblaker. En dan gaan die brief ons nooit uitkom by die kerke nie. So hy moes in kodetaal praat, hulle noem dit ook apokalyptiese taal. En hy het ook baie verwysings dan gemaak na die Ou Testament, na die apokalyptiese taal van sê Jesaja 34 byvoorbeeld. Om 'n sekere iets te sê, moes hy daardie roete volg. Dit is maar net hoe dit moes wees. En dit is ook hoekom dit is moeilik om Openbaring te kan verstaan, as jy nie kennis het van die geskrifte, soos wat die mense van daardie tyd lyk my gehad het. As jy nie daardie kennis het, dan gaan jy dit nie verstaan nie, want jy gaan nie eers weet, sê nou maar Jesaja 34 praat van wat hy noem in Openbaring nie. So hoe kan jy dit dan verstaan? Dan gaan jy begin allerlei ander goed opmaak, om te probeer sê wat dit beteken. En dit is waar die probleem inkom. So ek wil dit so authentic as moontlik maak, Openbaring, om dit te verduidelik. So kom ons gaan deur Openbaring 1, ek gaan net een hoofstuk per video. Maak nie saak hoe lank die video is, of hoe kort hy is nie, dit gaan net een hoofstuk per video. The revelation of Yeshua Messias, which Yahweh gave him to show to his bondservants the things which must soon take place. And he sent and communicated it by his angel to his bondservant John. Nou ons sien hier so die soon, het ek geskryf, die woord in Grieks is tachos, en dit beteken quickly, fleet, speedily, a brief space of time. Dis wat daardie woord beteken, mense. Die heel eerste vers van Openbaring sê al klaar vir jou, wanneer gaan Openbaring vervul. Hy sê, Openbaring gaan vervul in 'n kort tydjie, in a brief space of time. En dit sluit aan presies by wat Joshua die disippels al reeds geleer het voor die tyd. Hy het kort vir hulle gesê, hierdie goed gaan vervul in julle generasie. En dit is wat dit is. Dit is wat dit beteken, dat Openbaring sou vervul in die disippels se generasie. En dan, soos ek sê, Johannes het hierdie brief geskryf so rondom, hulle vermoed so rondom 63, 65 na Christus, wel van die mense, die ander probeer sê, dit is eers 95 geskryf, maar daar is bewyse dat dit nie so is nie. So dan beteken dit, hierdie gebeurtenisse van Openbaring het begin gebeur 3 tot 5 jaar na hierdie brief. So dit was letterlik 'n baie kort tydjie voor dit begin gebeur het. En dan het ons ook Esegiel 12, wat ek al 'n video oor gedoen het, waar Jahwe gesê het, van nou af gaan profesieë vervul in die generasie vir wie dit gegee word. Dit gaan nie meer vervul in 'n toekomstige generasie nie. Dit is wat daar staan. En nie te lank daarna, was daar, na Esegiel dit geskryf het, was daar 'n 400 jaar stilte, geen profesieë nie. En toe het Johannes die Doper op die scene verskyn, en Yahushua, toe begin hulle weer eens skielik profeteer. En wat het hulle geprofeteer? Die koninkryk van Yahuwah is om die draai, dis naby. En dis wat hulle die hele tyd gesê het, dit is hulle boodskap. En hoekom het hulle dit gesê? Want in daardie generasie sou dit vervul, net soos wat Esegiel 12 gesê het. Die feit dat Yahushua en Johannes die Doper gesê het, hierdie goed gaan vervul, die koninkryk van Yahuwah is naby, beteken dit sou vervul in daardie generasie, want dit is 'n profesie.
En Jehoshua het al reeds gesê, dit moet vervul in daardie generasie as 'n profesie gegee word. Dit is wonderlik as mense hierdie goed verstaan. En ons kan sien, Jehoshua het so ver gegaan as om te sê vir sy disippels, dit gaan gebeur in julle generasie. Hy het dit reguit vir hulle gesê, hy het nie doekies omgedraai nie. Hy het hulle nie in die raai gehou nie. Hy het selfs gesê dat van hulle gaan nog lewe as hy terugkom op die wolke. Hy het gesê die hoëpriester Kajafas gaan leef as hy gaan hom sien terugkom op die wolke. Dat die Romeinse soldate gaan nog lewe as hy terugkom. Wat hom gekruisig het, hulle gaan hom sien terugkom op die wolke. Dit is baie regheid. En hy het daarvoor ons baie duidelik gesê, wanneer gaan Openbaring vervul. Want ons weet, sy tweede koms is deel van wat sou gebeur het in die eindtyd. Want soos ons lees in Matteus 24, deel van die groot verdrukking, deel van die misleiding van die predikers en die oorloë en alles was sy tweede koms. En hy het klaar vir ons gesê sy tweede koms gebeur in sy disippels se generasie. Dan moet die res mos dan ook gebeur in daardie tyd. Hulle kan mos nie duisende jare verwyder wees van mekaar. Hy het nou sy tweede koms was 70 na Christus, maar die res van dit het eintlik nou maar duisende jare later eers gebeur. Okay, who testified to the word of Yahuwah and to the testimony of Yeshua Messiah, even to all that he saw. Blessed is he who reads and those who hear the words of the prophecy and heed the things which are written in it, for the time is near. Weer eens, hulle probeer vir jou duidelik laat verstaan, hierdie goed wat hier instaan in Openbaring, gaan enige oomblik kan begin gebeur. Enige oomblik. En dit het 'n paar jaar na hierdie brief begin gebeur. En dan sê hy so, the time is near, of times imminent, and soon to come to pass. Nou dit is wat in die Grieks staan vir hierdie woord neer. Daar staan, of times imminent, and soon to come to pass. Dit is wat dit beteken, dis imminent. In Afrikaans is dit, die woorde is dreigend, dis binnekort. Dis die Afrikaanse woorde wat hier staan in hierdie vers. Dis binnekort, dis dreigend. Nou 2000 jaar is nie binnekort nie, dis nie dreigend nie. Message to the 7 churches. So hierso het Jehoshua en Johannes al klaar vir ons gesê, eintlik vir ons die basis gelê van hierdie brief, dat dit moet plaasvind binne 'n generasie. Ons weet, want Esegiel 12 sê dit, dat dit so moet gebeur. En dan die feit dat hulle sê binnekort en dis naby, dis imminent, dis om die draai, dit sê ook vir jou dat dit in 'n generasie moet gebeur. So dis in 'n 70 jaar tydperk moet gebeur. Ons weet hierdie goed is hoofsaaklik alles vervul so rondom 70 na Christus, so dit was in 'n generasie gewees. In daardie generasie wat dit gehoor het oorspronklik van Johannes die Doper af en van Jehoshua af. Dit het toe vervul soos hulle gesê het. Message to the 7 churches. Ek wil net hier noem, ek lees sommer hier vir julle. As ek 'n waarskuwingsbrief vir jou skryf, maar dit is eintlik bedoel vir iemand anders, maak dit sin? Dan moet ek die brief mos skryf vir die ander persoon, vir wie dit is. En dit is wat ek hier sê is, as ek vir jou 'n brief skryf, om jou te waarsku, gaan ek dit mos nou nie vir iemand anders skryf nie. Nou hierdie duidelik is vir hierdie 7 gemeentes, wat in Johannes hulle se tyd geleef het, hierdie brief is vir hulle geskryf. Hoekom word dit vir hulle geskryf as dit nie van toepassing is op hulle nie? Hoekom mors Johannes dan sy tyd om die brief vir hulle te stuur, as dit niks te doen het met hulle nie? Natuurlik het dit met hulle te doen, dis hoekom hy dit vir hulle geskryf is. Hierdie brief, die hele brief van die Openbaring, is geskryf vir daardie gemeentes, want dit gaan vervul in hulle generasie, dit gaan vervul, hulle gaan sien dit vervul. Hulle gaan dit gesien gebeur om hulle. Hulle gaan deel wees van hierdie gebeure. Dis hoekom dit vir hulle geskryf is. En dis hoekom dit is nie vir ons geskryf nie. Christene vandag wil dink dat alles in die Bybel is vir hulle geskryf. Jy kan daaruit leer, maar dit is nie vir jou geskryf nie. Dit is vir ander mense geskryf.
Soos hierso, dis vir hierdie 7 gemeentes geskryf, want hierdie goed gaan met hulle gebeur. John, to the 7 churches that are in Asia, grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne, and from Yahushua Messiah, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loves us and released us from our sins by his blood. En hier skryf ek Matteus 28:18, and Yahushua came up and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Ja, na Yahushua se opstanding het hy regeringskap gekry oor alles. Hy het die slang se kop vermorsel, soos ek gesê het in my vorige video. Dit het hom 'n prys gekos, hy moes gelei het, hy moes doodgemaak word en gelei het, maar dit is toe die slang hom in die hakskeen byt, maar hy het finaal die slang se kop vermorsel, hy het die koningskap, die beheer van alles en van die wêreld en alles oorgeneem, oorgevat van Lucifer af. Hy het beheer gevat en hy regeer nou. Hy het begin regeer na sy opstanding en hy regeer vandag nog. Hy sal vir ewig regeer. And he has made us to be a kingdom, priests to his Elohim and Father. To him be the glory and the dominion forever and ever. Amen. Ja, soos hy sê, hy sal vir ewig regeer. Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him. Hoe duidelik is dit nie, mense? Hier sê Johannes vir jou, selfs die ouens wat hom aan die kruis vasgeslaan het, gaan hom sien terugkom op die wolke. Hulle gaan hom sien terugkeer met sy tweede koms. As ons kyk na die historikuste, was dit presies wat gebeur het. Die historikuste, daar was 4 historikuste wat geskryf het dat hulle gesien het, die tweede koms gebeur. Hulle het die hemelse engele weermag gesien, verskyn in die lug, en op hulle waans en perde ry in die lug, met swaarde getrek, reg vir oorlog. Hulle het Yahushua se tweede koms gesien gebeur, soos Flavius Josephus, Tacitus, Jossippon, dis 3 van die historikuste. En hierdie historikuste is nie Christene gewees nie. Hulle het net geskryf wat hulle gesien het. And all the tribes of the earth, hierdie earth is verkeerd vertaal, die regte woord hierso is land. Jy kan maar gaan kyk na hierdie woord, in die Grieks, die regte woord in konteks is land. Want alles wat Openbaring van praat hierso, word vervul in die Romeinse ryk, en in die Romeinse areas. Nie die hele wêreld nie. En die konsentrasie van Openbaring is waar Jerusalem en die tempel is, waar Israel se dorpe is. Dis waar die hoofkonsentrasie gaan wees van Openbaring, en hoofsaaklik natuurlik Juda, want hierdie is Juda se oordeel, want aan die einde van die dag gaan die hele Bybel oor Israel. Die hele Bybel gaan oor Israel. Dit gaan nie oor al die nasies in die wêreld nie. So hierdie Openbaring gaan ook oor Israel. Dit gaan oor Juda. Jahoua het mos die 10,5 stamme weggevoer en laat wegvoer in ballingskap, want hulle het nie gerepent nie, vir 390 jaar, en nou, hierso Openbaring, is dit nou Juda, en is dit Benjamin, en Levi, is dit hulle beurt om geoordeel te word. Dus die Bybel, die profete noem ons die 2 susters, wat sedeloos leef. Die een wat Jahoua is mos nou onder Ephraim se vaandel, en die ander een is onder Juda se vaandel. Nou hierdie is die wat onder Juda se vaandel is, wat nou finaal geoordeel gaan word, en weggevoer gaan word, en sovoorts. And all the tribes of the land will mourn over him, so it is to be. Amen. Hoekom huil hierdie tribes, hierdie stamme van Israel, van daardie area, as hulle sien Yahushua in die lug? Hoekom gaan hulle huil? Want hulle het gesê, kruisig hom. Matteus 27:25, and all the people answered and said, his blood be on us and on our children. En toe hulle sien Yahushua terugkom, toe huil hulle. Want hulle het hierdie dood oor hulle self uitgespreek en hulle kinders, dat sy bloed moet op hulle wees en hulle wil hê hy moet gekruisig word. Ek dink dis een van die redes hoekom hulle gehuil het.
Vers 8. I am the Alpha and the Omega, says Yahuwah Elohim, who is and who was and who is to come, the Almighty. The Patmos vision. I, John, your brother and fellow partaker in the tribulation. Hier sê Johannes, reguit vir jou, hy is in die groot tribulation, hy is in die groot verdrukking. Nou, hoe lank is die groot verdrukking? Is dit 2000 jaar lang? Want Johannes was in die groot verdrukking. Nou kan ons mos nou nie in 'n groot verdrukking wees nie. Ons moet mos nou 'n bietjie verder op die tydlyn wees as die groot verdrukking, want duidelik het dit in 70 na Christus vervul. I, John, your brother and fellow partaker in the tribulation and kingdom and perseverance which are in Yahushua, was on the isle called Patmos, because of the word of Yahuwah and the testimony of Yahushua. En nou, soos ek gesê het in die vorige video, ek dink Nero het hom gegooi in hierdie tronk, net voor Nero se dood, hy het selfmoord gepleeg in 68 na Christus. So omtrent seker maar so 2 jaar na hy Johannes op die Isle of Patmos in die tronk gegooi het, is hy oorlede. En dit is ook die wond wat Openbaring van praat, van die dier wat 'n wond op sy een kop gekry het. Dit is die wond, dis Nero se dood. I was in the spirit on Yahuwah's day, and I heard behind me a loud voice like the sound of a trumpet, saying, write in a book what you see and send it to the 7 churches. Hierdie sê hy vir jou, Openbaring, hierdie boek van Openbaring is spesifiek vir hierdie 7 gemeentes. Nie net 10% van hierdie brief is vir die 7 gemeentes nie. As ek vir jou 'n e-mail skryf, en ek skryf 'n breedvoerige e-mail, maar eintlik is net 10% van die e-mail vir jou bedoel, en die res van dit is eintlik vir 'n Piet Pompies somewhere else bedoel. Gaan dit vir jou sin maak? Gaan jy nie my vra, hoekom skryf jy al hierdie ander goed vir my? Dit het dan niks met my te doen nie. Presies dieselfde hierso. Die hele brief is, nie net die eerste 3 hoofstukke nie, die hele brief is geskryf vir hierdie 7 gemeentes. En as jy nou vandag gaan kyk na hierdie 7 gemeentes, waar is hulle? Hierdie plek is almal vernietig, daar in Turkye. Hulle is almal vernietig, van hulle moes hulle uitgegrou het, onder die grond. Wat sê dit vir jou? Dat dit wat vir hulle geskryf is hierso, is al reeds vervul lank terug, toe hulle nog bestaan het. Want hulle bestaan beslis nie vandag meer nie. En dan wil Christenkerke hierdie goed vergeestelik en sê, dis verskillende dispensasies van die kerk en enige nonsens opmaak, man. Waar staan dit in die Bybel? Dispensasies. Dispensationalism is van Satan. Daar is nie so iets soos 'n dispensation of grace en dispensation of law en dispensation of the church en al hierdie nonsens. Goed wat mense opmaak, as hulle nie jou se gees het om hierdie goed te kan verstaan nie. Right in the book, kom ons kyk waar is ons nou. Write in a book what you see and send it to the 7 churches, to Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, and Philadelphia, and Laodicea. Then I turned to see the voice that was speaking with me, and having turned, I saw 7 golden lampstands. Nou hierdie 7 lampstands is natuurlik hierdie 7 gemeentes, verteenwoordiging van hulle. And in the middle of the lampstands I saw one like a son of man, clothed in a robe reaching to the feet and girded across his chest with a golden sash. Nou natuurlik hierdie is Yahushua self. His head and his hair were white like white wool, like snow, and his eyes were like a flame of fire. Nou, dit is nogal snaaks hierdie, dat baie swartes wil probeer hierdie vers gebruik om te sê, Yahushua was swart, want hy het rasta hare. Ja, dit is nogal komisch hoor. Dat sê jy net vir hulle, want hulle wil probeer sê dat hierdie hair like wool, so, dit is die tekstuur van die hare was soos wol, dit beteken hy was 'n Rastafarian. En hulle is crazy. Dan sê mense net vir hulle, ja, maar hy sê dit is like snow. So was sy hare so sneeuvlokkies ook. En hy sê, het swart is oë wat lyk soos vure van vlamvure, rooi oë wat vlamme uit hulle oë uitkom, lyk hulle ook so. Want dit is wat hierdie verduidelik van hierdie persoon wat hy sien. Dis duidelik 'n verheerlikte wese. Dit het niks met 'n mens te doen nie. Dis 'n verheerlikte wese waar vuur uit sy oë uitkom. Sy hare is spierwit.
Dis wat hy probeer sê hier, soos wol en so sneeu. His feet were like burnished bronze. Nou, hierdie brons is soos gesmelte brons, en dit is so geel kleur, dit is amper soos 'n goue kleur. En dan wil hulle ook probeer sê, maar brons is eintlik bruin, so dit sê hy is so swarte. Maar hier is 'n hemelse wese, dit het niks met mense te doen nie. En hy verduidelik nie vir jou hier so 'n mens nie. When it has been made to glow in a furnace, hier sê hy dat, dit is soos brons in 'n furnace. Nou, gaan kyk 'n bietjie hoe lyk brons in 'n furnace, dit lyk soos goud. And his voice was like the sound of many waters. In his right hand he held 7 stars, and out of his mouth came a sharp two-edged sword. Nou, hierdie 7 sterre, ons sal nou meer daarvan lees. In verband met die 7 geeste wat mense ook hiervan lees in Openbaring, vir die mense wat glo in 'n drie-enige God, wat hulle vir 3 wesens wil aanbid. Volgens Openbaring het Jahwe 7 geeste, so dan moet julle nou vir 10 gode aanbid, want daar is eintlik 7 geeste, saam met Yahuwah, en dan Yahushua, ja, dan is dit 9, né? Julle het 9 gode wat julle kan aanbid. Maar dis hoekom Jahwe sê, ons moet net hom aanbid, in die wet. En Yahushua het ook vir ons gesê, moet net tot die Vader bid, aanbid en dien net die Vader, Matteus 4 vers 10, en dan Matteus 6 vers 9. In his right hand he held 7 stars, and out of his mouth came a sharp two-edged sword, and his face was like the sun shining in its strength. When I saw him, I fell at his feet like a dead man, so hy het uitgepaas van skok. And he placed his right hand on me, saying, Do not be afraid, I am the first and the last, and the living one, and I was dead, and behold, I am alive forevermore. So duidelik is dit Joshua, want hy het uit die dood opgestaan mos. And I have the keys of death and Hades. Hy het regeringskap oorgeneem van alles, selfs van die doderyk. En dit sluit aan by my video wat ek gemaak het, wat sê die dooies leef weer. Gaan kyk daai video, is baie interessant. Therefore write the things which you have seen, and the things which are, and the things which will take place after these things. And the things which will take place after these things, glo ek verwys na Openbaring 20 tot 22, want daarso sê Yahushua vir Johannes, dat hierdie volgende gebeure gaan eers 1000 jaar na hierdie eerste gebeure gebeur. Dit gaan na so 1000 jaar, so na die 1000-jarige vrederyk, gaan daar nog 'n klomp goedjies gebeur, wat dan genoem word, in Openbaring 20, 21, 22. So, and the things which will take place after these things, dis waarna ek glo dit verwys. As for the mystery of the 7 stars which you saw in my right hand, and the 7 golden lampstands, the 7 stars are the angels, the messengers of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 congregations. Ne? Congregation is 'n beter woord as church. Church is verwys na cirk, dis is godin of something. Dis is heks. Ja. So die lampstands is die gemeentes, en die sterre is die engele van daardie gemeentes. Okay, dit is die hoofstuk, dis wat ek vir vandag gaan oor praat hierso. Ons sal aangaan volgende keer. Totsiens.